julle, welkom by julle volgende les. Hierdie les gaan oor die vergelijking van die sirkel as die radius van die sirkel gegee is. Ons het 'n bietjie na dit gekyk in die vorige les en ja, julle het 'n bietjie van dit gedoen verlede jaar ook. So kom ons gaan nou 'n bietjie in detail met dit. So, mense, vergelijking van 'n sirkel as die radius gegee is op bladsy 183. Net hierdie twee, ons gaan nou met dit doen. As ons die radius het, vervang jy dit in die oorspronklike vergelijking van jou sirkel. Dit is x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat. Ok. Nou, kom ons doen 'n paar voorbeelde. Dit is die voorbeelde wat in die handboek is. Ek het nou net die eerste 3 gevat. So, eerste radius is 12. Jy skryf jou oorspronklike vergelijking neer van jou sirkel. X kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat. So wat ek weet, ons vervang dit in. Ons het vir r. So dit is x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 12 gekwadreer. Dus waar kom uit? X kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 144. Daar het ek my vergelijking. So eenvoudig soos dit. Volgende een, radius is 8. Vervang 8 in, soos x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 8 gekwadreer. En onthou jy skryf nou nie weer is gelyk aan hierso, want ons reeds is gelyk aan in die som nie. Ok, so x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 64, dat is my vergelijking. Laaste ene, die radius is wortel 3, so x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan die vierkantswortel van 3 gekwadreer, waar kom uit, so x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 3. Kan nie, sê die volgende gedeelte. As ons nou 'n punt het op 'n sirkel, waar is 'n sirkel nie? As ons 'n punt het op 'n sirkel, beteken 'n stel koördinate op 'n sirkel, dan vervang ons dit in. In die handboek het hulle hom eers r alleen gekry, hulle die vierkant is wat ek hier geskryf het, hulle het eers die vierkantswortel gekry en toe weer terug vervang, maar dit is nie nodig nie, maar as hulle vir jou vra vir 'n radius, dan weet jy om uit te werk. Ek sal die laaste enetjie sal ek hom so vir jou doen. So, mense, wat ons nou doen, ons vervang jou stelkoördinate ook in die vergelijking. So, daar is ons nou jou x-koördinaat en daar is jou y-koördinaat, soos wat ek vir julle daarbo ook geskryf het. So, x, so ons vervang 6 gekwadreer plus 8 gekwadreer is gelyk aan jou radius gekwadreer. Ons weet nog nie wat sy nie. So, 6 gekwadreer gee vir my 36 plus 64 gee vir my jou radius gekwadreer. So dit gee vir my 100 gekwadreer. 100 is gelyk aan r gekwadreer. Nou weet ek, dit wil sê my vergelijking is x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 100. Want onthou, daar moet eintlik staan r kwadraat en dis wat ons nou net uitgewerk het. In die handboeke het hulle nou eers die vierkantswortel gaan trek om r alleen te kry. So dan werk jy jou radius uit. Maar in jou som weet ek, in jou vergelijking weet jy, dit is r gekwadreer. By nommer B, daar is hy, vervang jou x-koördinaat in, daar is my x, daar is my y. So, x word in vervang is minus 4 gekwadreer, plus 3 gekwadreer, is gelyk aan r kwadraat. Minus 4 gekwadreer vir my 16, dan gee vir my 9 r kwadraat. 16 plus 9 gee vir my 25 r kwadraat. Nou kan ek dit dadelik in my vergelijking invervang. X kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 25. So daar is my vergelijking van die sirkel, want hulle vra vir jou, bepaal die vergelijking. Dit is wat ons gedoen het. So vir jou gesê, bepaal jou radius met daai punt. Dis wat ons in die vorige somme gedoen het, nie? Dan het jy dit invervang en nog die vierkantswortel uitgewerk, want daai ene is die r nie. So kom ons sê nou hierdie en hulle vra vir jou bereken jou radius. Ok. Dat jy ook nou net kan sien waar vandaan dit kom. So, gaan ons nou die radius bepaal. Ekskuus my rekenaar het afgegaan.
bepaal gou die radius. Dus x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat. Daar is my x waarde en daar is my y waarde. Jou x waarde is 1 gekwadreer plus jou y waarde is minus 5 gekwadreer is gelyk aan r kwadraat. Ok, 1 gekwadreer gee vir my 1 minus 25, daar gee ek afweer. 5 gekwadreer gee vir my 25 is gelyk aan r kwadraat. Ok. 25 plus 1 gee my 26 r kwadraat. So my vergelyking is x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 26. Maar kom ons sê, ons het nou hier gesê, ons wil eintlik die radius hê, dan weet ek trek dan nie vierkantswortel van daai ene. So dit wil sê my radius is dan vierkantswortel van 26. Ok, mense, dan op bladsy 185 is daar so lekker woordsommetjie. Hulle verduidelik vir jou alles mooi stap vir stap. Jy kan hom gaan deurlees as jy wil. Nie as jy wil nie, jy moet hom asseblief gaan deurlees en gaan deurwerk ook, want dit is ook 'n lekker tipe eksamenvragie wat hulle hierdie sirkels ook kan vra. Dan op bladsy 168 is daar 'n oefening 5.2. Kom ons doen nie die linkerkant. Ons gaan nie alles doen nie. Jy is welkom om alles te doen. Jy doen die linkerkant. As jy vir jou skryf die vergelyking neer van hierdie volgende sketse. Kom ons doen A, C en D. En dan matriek kan jy ook gaan deurwerk as jy wil. Ok, dis julle een les. Sien julle weer vir 'n volgende een. Bye bye.